Hierdie liedjie wat sê ons sal sien hoe groot is ons God. Wat 'n verwagting. Ons lees in die Bybel van mense wat in God se heerlikheid gekom het en dat hulle verstom was. Ons staan vandag verstom omdat ons in die heerlikheid van God in kan beweeg deur die kruisdood van Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Ons Vader, ons kom vanoggend na U toe, Here. Ons is totaal en al afhanklik van U. Ons wil vanoggend vir U kom vra, Here, dat die Gees sal werk. Dat die Gees sal lei. Dat die Gees sal oortuig. Dat die Gees sal bemoedig. En dat die Gees waar nodig sal vermaan. Ons vra, Here, dat die Heilige Gees vandag onbeperk sal werk. Vader, laat niemand hier sal uitgaan dieselfde as wat hulle ingekom het nie. En dat U vir elkeen vandag vir ons 'n boodskap uit die woord uit sal gee. En dankie, Here, dat ons kan aanskou hoe groot is U. Here, wys ook vir ons deur die gedeelte en deur die boodskap vandag, Here, dit wat U vir ons wil wys, om net vir ons 'n klein idee te gee van hoe groot U is. Ons vra dit in Jesus se naam en met danksegging. Amen. Vir die wat die Bybel saamgebring het, is welkom om so 'n bietjie Bybels oop te maak. Ons gaan twee gedeeltes lees in Jesaja. Die eerste gedeelte gaan kom uit Jesaja 46 en die tweede gedeelte uit Jesaja 40. Jy is welkom om dit te volg op die bord of om dit te lees in die Bybel, soos die Here ook op die hart lê. Maar voordat ons gaan lees, wanneer ons 'n studie maak van die boek van Jesaja, moet ons eers so 'n bietjie die agtergrond verstaan. Wat gebeur het toe hierdie boek geskryf is en waarna hierdie boek verwys. Nou in hierdie gedeeltes wat ons gaan lees, bevind die volk Israel hulle natuurlik in ballingskap wat in Babylon is. Hulle is weggevoer na Babylon toe. En toe hulle weggevoer is onder daar ander manne gewees soos Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego wat weggevoer is na hierdie Babylon toe. En die Babyloniese koning Nebukadnesar het dan oorlog gevoer teen hierdie Israel, teen die Jode, en hy het uiteindelik die hele Jerusalem oorwin en tot die mure om Jerusalem vernietig. En hierdie gebeurtenis het plaasgevind ongeveer in die jaar 100, soos wat ons dit verstaan, 586 voor Christus. Net so 'n bietjie agtergrond. En die tyd wanneer ons nou by Jesaja 46 wat ons eers gaan lees en 40 uitkom, toe dan nou al 'n rukkie verloop van dat hierdie volk in ballingskap uitgevoer is en weggevoer is, en hierdie volkie wat in 'n heidense volke betrokke was en in 'n vreemde land, net soos ons miskien, in 'n meerdere of 'n mindere mate. Hulle was omring deur sekere afgodsdienste. En baie van hulle was so beïnvloed deur hierdie afgode wat in daai tyd is, dat hulle gedink het, wat het nou van die ware God geword? En eintlik soort van getwyfel dat daar nog 'n ware God is, want hulle is oorweldig met hierdie afgode en hierdie afgode diens, amper soos ons vandag, die mense daar buite. En in hierdie Babylon was daar heelwat afgode, maar was twee groot afgode. As ek nou vir u net so 'n bietjie agtergrond gaan gee. Geweldige groot afgode wat baie populêr was en wat almal seker 80% of as dit nie meer is nie van hierdie vreemde gode aanbid het, en daarom het die Israeliete maar net so skape saam aanbid. Die Bybel sê mos soos skape. Hulle het nou maar net ingeval met die tyd waarin hulle geleef het. En hierdie twee groot gode, afgode se naam was Bel en Nebo. En ons lees dat hierdie twee afgode ook groot was, groot gebou was. Hulle was uit goud en silwer gebou. En die mense het hierdie twee afgode verhef eintlik bo enige iets wat hulle verhef het in hierdie land. En hierdie Bel en Nebo, hierdie afgode, hierdie beelde
was op 'n stadium vervoer. Hulle was op waans gelaai, deur diere getrek, en hulle was vervoer van Babylon af na 'n plek met naam van Persia, waar hulle nou vervoer gaan word. Mense kan omtrent iets dink, ek is seker almal kan hier vereenselwig met hierdie groot swaar vragmotors vandag se tyd, wat 4 voortrek en 3 stoot agter, en hierso tussenin is nog so groot wa, en dan is daar nou 2 goed opgelaai, waar hierdie Bel en Nebo beelde opgelaai is, 'n verskriklike gedoente om dit daarop te doen. En nou word hierdie Bel en Nebo vervoer. Hulle word nou vervoer. En dit was omtrent 'n optog en 'n gedoente. Mense het na die strate kom kyk en almal het kom kyk. Hulle word vandag vervoer. Ons moet gaan kyk. Die grootste skou seker van die tyd gewees, terwyl hier die 2 afgode op waans vervoer was. Daar was priesters wat saamgeloop het. Mense het saamgeloop. Daar was mense wat langs die pad vir hulle toegejuig het, en almal was net in 'n gees van afgodsdiens, en hulle was net so, dit was vir hulle net so wonderlik gewees. En toe, ek weet nie, ons gaan dit nou lees. Ek gee net vir die agtergrond sodat jy die beeldjie kan kry. Terwyl hulle nog so vervoer word op waans, gebeur daar iets. Hierdie waans het heel waarskynlik of op 'n aftrande of op 'n skynste beginne beweeg, en hierdie 2 beelde het afgeval. Nou lê hierdie 2 beelde langs die pad, en dit was nou nie so dat ons net gou 'n paar 10 of 20 of 100 mense kan kry om hulle op te tel nie. Nou sit hierdie manne, hierdie beplanners van hierdie abnormale vrag, met letterlik met hulle hande en hulle hare, wat gaan ons nou doen? Hier het hierdie 2 beelde nou afgeval, hulle lê nou hier langs die pad, en ons het nie 'n plan nie. Vandag se tyd kon ons seker maar 'n kraan gehuur het wat 'n 200 ton kan optel en dit terugsit, en daai tyd was dit nie so maklik nie. Wat 'n vernedering nog vir al hierdie mense en die priesters wat saamgeloop het, en hierdie manne het alles probeer doen wat hulle kan. So het die skrywer dan vir ons, Jesaja, vir ons hier beskryf die gode wat die mense moes gedra het, wat die volk moes gedra het, lê plat. Hulle kan hulle self nie eens optel nie. Daar self nie eens 'n plan nie. Hulle lê daar by die pad. En ons gaan nou lees, hoe lyk dit? Dit wys vir ons hoe magteloos hierdie gode was. En ons kan dit toepas vandag ook. Hierdie afgode wat absoluut niks beteken nie. En hoor gou wat sê hierdie Jesaja skrywer vir ons, die gode wat veronderstel was om die mense te dra, nou moet hulle gedra word. By ons God werk dit anderster. Hy dra ons. As ons lê en ons het geval, dan dra hy ons. En dis die verskil tussen ons God en die ander gode. Die ware God en die ander gode. Ons hoef nie hard te skree en te gil nie, ons kan saggies met Vader praat. Ons het nie luidsprekers nodig om op ons dakke te sit nie, want ons dien nie 'n dooie God nie. Ons God is lewendig, jy kan net met die Here saggies praat. En hy is magtig. Nou as ons hierdie iets wat, dis nou maar net 'n opsomming so 'n bietjie van die agtergrond, voor ons die gestuk gaan lees, want as ons nou 'n bietjie die agtergrond het, maak dit vir ons soveel meer sin en verstaan ons soveel. So hier's nou 'n vergelyking met hierdie afgode wat nou daar lê, van die wa afgeval het, en die mense het nie beplanning nie, en 'n vergelyking met die ware God. Die skepper van die hemel en die afdraai. Ons die skepper van die hemel en die aarde, en baie van hierdie volk het afgedraai van die ware God se leringe af. Ons lees hier van hierdie volk wat hierdie beelde aanbid het, en eintlik vergeet het dat daar 'n ware God is. En ons lees van mense wie se harte verhard het. Ek wil by sê, net soos ons in vandag, of die meeste
van die mense daar buite sin. En ons gaan kyk hoe beskryf Jesaja hierdie mense wat se hart so hard geword het. En weet jy wat is die mooiste van hierdie hele verhaal wat ons gaan lees? Wat werklik gebeur het, dit het werklik gebeur. Dis nie gelykenis nie, dit het gebeur. Hier beloof die Here. En dit is die hoofboodskap vir ons vandag. Hy beloof, hy verander nooit nie. Hy het 'n plan, al het ons nie 'n plan nie. Hy beloof, hy sal optel, waar geen mens kan optel nie. Hy sal jou weer gaan haal, al het jy afgedwaal. Hy sal jou gaan haal. Hy sal jou bemoedig, hy sal jou oortuig. En dit is ook natuurlik wat hy gedoen het met die volk, toe hulle daar in Babylon was. Ons dien 'n God wat nie net beloof nie, maar ons dien 'n God wat sy beloftes uitvoer. Hy beloof ook vir jou vanoggend, vriend wat jy is, broer en suster in Christus. Hy beloof dieselfde ook vir jou. Want hy was gister en hy's vandag en hy's môre dieselfde God. Miskien het baie van ons ook afgeval en ons moet opgetel word. God is daar om ons op te tel. Wat 'n mooi agtergrond is hierdie nie. Nou ek wil graag vir julle vandag hierdie gedeelte lees. Ek wil jy moet hierdie in gedagte hou. Ons God dra ons. Dis nie 'n God wat gedra hoef te word nie. En ek wil graag vir ons 'n tema vandag gee. En hoor my vandag, wat net 'n instrument is en 'n aanskouer van die Here se hart. Ons gaan dit lees, daar staan, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Sjoe. En dit is nog nie eens in ons gedagtes opgekom wat God vir jou en vir my beplan het nie. En dit is nie per toeval dat jy vandag hier is nie. En as jy dink, sjoe, kyk hierdie oop stoele, as ons net in die geestesriem kon insien, en jy sien dat die meer engele is as wat die stoele is vandag, saam met ons, want dis wat die woord sê, hy sal sê engele opdrag gee. Hou hierdie nou in gedagte, ons God dra ons, hy hoef nie gedra te word nie. Goeie vriend en 'n leesmeester sê, wat ek het sê vir my, weet ons met wie het ons te doen nie? Nou kom ons lees die gedeelte, Jesaja 46, gaan ons 5 verse saam lees, van 1 tot 5, en dan gaan ons 'n paar bladsye terugdraai, na Jesaja 40 toe, en ons gaan hoor, wat sê die woord vir die Here vandag vir ons. Ons lees dan Jesaja 46. Onthou nou die verhaal wat ek jou nou vertel uit die agtergrond. Sien hierdie prentjie, beleef wat die Gees vandag vir jou wil sê. Broer en suster, elkeen van ons val soms om. Hoor wat sê die woord. Bel het in mekaar gesak. Nebo staan krom. Hulle afgode is vir die diere en die vee. Beelde wat julle rondgedra het, is opgelaai. 'n vrag vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom, in mekaar gesak. Hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblysels van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde. Ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. By wie wil julle my vergelyk, en my net so maak, en my vergelykstel, dat ons eenders kan wees? Ons lees net tot so ver uit die gedeelte, nou gaan ons na Jesaja 40 toe. Jesaja 40, net 'n paar bladsye terug, en ons gaan saam lees Jesaja 40 vanaf die 12de versie af. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek sal vir julle sê watter versies ons lees, dan volg jy dit in die woord. Onthou hierdie vergelyking tussen God
en Bel en Nebo. Dis in die gode wat gedra moet word en die God wat ons dra. En dis die kern van ons boodskap. Jesaja 40 vanaf die 12de versie. Ek sal vir julle sê, soos wat ons versies, ons kan nie die hele gedeelte lees nie, maar gaan lees dit gerus by die huis. Jesaja 40 vers 12. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemel met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Vers 13. Wie het die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig? Kom ons staan net gou 'n bietjie vas. Die woord bestuur wat dit hier opgeteken is 'n hoogs Afrikaanse woord vir bestuur. Ons bestuur. Ons is in beheer, ons vat verantwoordelikheid. Nou hier staan dit, wie kan God se gees lei? Dis wat hierdie versie sê. Wie kan vir God se gees raad gee? God se gees is en God homself daarom ook is absoluut wys. Niemand kan hom leer nie, want absolute wysheid kan nie nog verder geleer word nie. En God is soewerein. Dis wat hierdie vers 13 vir ons sê. Vers 14, met wie het hy raad gehou? Hoofletter hy. Wie met ander woorde, met wie het God opinie gaan vra? Wie het God gaan sien om met hom te konsulteer? Dat hy hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig. Vers 15. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. Vers 16. En Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffers nie. Vers 17. Al die nasies is vir hom soos niks. En niks en nietig word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Kom ons lees vers 21. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? En nou wil ek jy by aansluit, en ek sluit nie by die kern van die boodskap aan nie. Ek sê, het jy nie ook opgelet na Grace nie? Hoe God hierdie gemeente bewaar het nie. Nou ek wil vir u sê, menslik gesproke moes Grace en al die kerke seker al almal toegewees het. Nou as ons dit nie kan raak sien nie, dan is ons vas aan die slaap. Vers 25. By wie sal julle my dan vergelyk dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van die kragte en omdat hy sterk en vermoë is, daar word nie een gemis nie. Vers 28. Nou gaan ons vers 28 tot 31 lees. Nou wil ek vir jou ook vra wat hier staan. Vir jou, broer en suster in Christus, hierdie is ook vir jou. Weet jy nie, of het jy nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding vir sy verstand nie. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong man struikel self, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ons lees net tot so ver. Toe ek hierdie preek voorberei het ek nie die preek voorberei op 'n liedjie nie. Die Here het hierdie boodskap vir my gegee wat ons nou gaan gesels. Nadat die Here die boodskap vir my gegee het in sy alwetendheid en almag, na dit het hy vir my 'n liedjie gegee wat ons op die ou ende gaan luister. Wat hierdie preek van my so mooi opsom, as ek sê van my, ek is niks, dis nie my preek nie, maar wat die Here vir ons vandag wil sê. Ek het nie besef hoe groot die God is nie. En as ons dit nie kan sien nie, dan is ons of dood, of nog meer in die slaap. Die versie wat ek vandag wil sê is natuurlik Jesaja 46 vers 4. Ons het laasweek die voorreg gehad om so 'n bietjie op die kinders te fokus. Vandag fokus ek op u wat hier sit. Ek sien mense hier, ouderdom 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s. En miskien dalk nog hier en daar ene van 80. Hierdie boodskap is vir die groot mense. Spesifiek, hoe ouer jy word, hoe meer begin hierdie boodskap vir jou waarde kry. Moenie dink as jy nou in jou 20 of 30 is, hierdie boodskap is nie vir jou nie. As jy weer sien, is jy ook daar. Die gemiddelde ouderdom hier voor my, kom ons sê, is middeljarig. Dit is die moeite werd om vandag te hoor wat die Here vir jou wil sê. Hoor wat sê Psalm 90 vers 10, en ek gaan dit sommer nou net parafraseer. Hoor wat sê die versie vir ons as mense. Hy sê, die dae van jou jare, daarin sal wees 70. En as jy baie sterk is, 80. En die meeste daarvan is net pret en plesier. Dis nie wat die versie sê nie. Die versie sê, en die uitnemendste daarvan is met moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Toe my oorlede ma so in die 70 was en sy begin siek word, het sy vir my gesê, die lewe gaan so gou verby. Nou jy kry mense wat dit vir jou sê, en dan kry jy mense wat dit vir jou sê. Jy kry mense wat dit net in woorde sê, en dan kry jy mense wat regtig dit vir jou wil sê om jou eintlik wakker te skud. Want as jy 30 jaar oud is en 20 jaar, dan kan jy mos nie doodgaan nie, man. Hoe kan die lewe dan nou gou verbygaan? Dit vat dan nou al so lank. En hoe ouer jy word, hoe meer maak hierdie woorde sin. Gaan gesels maar bietjie met die ouer mense, gelowige ouer mense natuurlik. Nie dat mense vir jou iets anders te vertel nie. En hulle gaan vir jou vertel hoe vinnig hulle 70 geword het, 80 geword het. En soos ons ouer word, ons as mense, is dit so, ons het dit gelees. Ek sê niks het my duim uit nie. Die skrif sê vir ons, soos ons ouer word, word die pad vir ons meer ongelyk. Ons kry al hoe meer en meer stiltes in ons lewe. Soos ons ouer word, word die nagte langer. En vandag gaan ons net na 5 goedjies kyk. Kom ons noem dit stiltes, wat al hoe styler word, hoe ouer ons word. Was natuurlik baie meer as net 5. Maar die hele idee is, hoe moet ons dit benader? Wanneer die stiltes en die uitdagings kom, en die beloftes van die woord, wat ons kan toepas op die stiltes. So kom ons kyk net na 5 stiltes. Kan nie baie van die tyd vat nie, maar hoor wat die Here vandag vir jou sê. En ek is seker daarvan, die meeste van ons wat hier sit, het een of van hierdie, ten minste een van hierdie stilte. Baie van ons wat hier sit, het seker al hierdie stiltes, en nog baie meer, as wat ons ooit kan dink.
Want elkeen se storie is uniek. Elkeen van ons het mos 'n storie, nie waar nie. Kom ons kyk na die eerste stylte, met die oog van hoe ouer ons word. Wat se styltes is daar? En die eerste stylte is natuurlik die stylte van eensaamheid. En ons het vrees in ons harte. Sal ek my lewensmaat eerste verloor? Wat gaan ek doen? Gaan ek regkom sonder haar of sonder hom? As my lewensmaat te sterwe sou kom voor my, sal die nagte dalk nie vir my dalk te lank raak nie. So ons het hierdie vrees, ons noem dit nie 'n vrees nie, want vrees kom nie van die Here af nie. Ons noem dit 'n stylte. 'n Stylte van eensaamheid is die eerste stylte. En as jy met ouer mense gesels, wat jy dalk nie ken nie, jy sit dalk ernstig in 'n ry by 'n hospitaal, of ernstig dalk in 'n lughawe, of sommer net ernstig sit jy op 'n bankie, en jy begin sommer net met die oom of die tannie langs jou gesels, wat te ouerig is, wat alleenig daar sit, is die moontlikheid groot dat die oom of tannie vir jou sal sê, ek is nou alleen, ek het my lewensmaat verloor. Dis die eerste stylte wat ons gaan bespreek vandag, is die stylte van eensaamheid. Maar hoor wat sê Psalm 71 vers 9, sommer net weer geparafraseer, ek lees nie nou uit die Bybel uit nie, ek verkort dit sommer. Verwerp my nie in die dag van die ouderdom nie. Psalm 121 vers 5 sê vir ons, die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee. Nou wil ek graag vir die slim wetenskaplikes vra, hoe kan ek ontslaa raak van my skaduwee? Jy kan nie. Jy gaan hom dalk net kan verberg, maar jy gaan nie ontslaa raak van hom nie. Hier sê die Here, jou bewaarder, wat jou gemaak het, hy is soos jou skaduwee. Jy hoef nie bekommerd te wees oor hierdie stylte van eensaamheid wat vir jou voorlê nie. Ons kan nie ontslaa raak van ons skaduwee nie. So vas, so naby is die Here aan jou. As jy dalk bekommerd is oor hierdie stylte van eensaamheid, en dit word 'n realiteit. Daar kom 'n dag dat jy en jou vrou vir die laaste keer die bed gaan saam opmaak. Of jy nou my wil glo of nie. Daar kom 'n aand wanneer jy vir die laaste keer 'n koppie koffie of tee saam kan geniet. Hebreërs 13 vers 5 en 6 sê, God self sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Nou liewe vriende, nooit beteken nooit. Nooit beteken nie partykeer nie, nooit beteken nooit. God sê, hy sal ons nooit begewe of ons verlaat nie, selfs in 'n stil huis, wanneer jy alleenig is. Selfs in 'n eensame kamertjie, waar jy dalk mag bly, want dalk is jy ook nou alleen, of dalk binnekort, ons weet nie. Die tweede stylte wat ons van praat vandag, is die stylte van siekte en afhanklikheid. Onthou die vers wat ons gelees het, die meeste van ons tyd is met moeite en verdriet. Daarvan blydskap gaan daar wees, natuurlik, maar dit gaan in die minderheid wees, en moenie dat enige prediker of enige iemand vir jou anders te vertel nie. Die meeste van ons stryd op aarde is met moeite en verdriet, want dit sê in die woord, en daarom kan ons sê, so spreek die Here. Nou die stylte van siekte en afhanklikheid, ons vrees in mense se harte, en weer eens wil ek nie die naam vrees gebruik nie, want dit is so asof ons nie hoor wat die Here wil sê nie. Ons sê die uitdagings van siekte en stryd. Ja, soos ons ouer word, het ons mos nou hierdie bekommernis oor die sogenaamde ou mens kwale wat ons almal gaan kry. En nou vra ons die vraag vir ons af, sal ek dalk ook eendag in 'n rolstoel opeindig? Sal ek ook dalk eendag in 'n tehuis eindig waar ek versorging moet kry? En dan 'n vraag wat dieper is,
Sal ek ook eendag weer moet doeke dra en iemand anders ter my moet skoonmaak? Sal ek nodig hê dat iemand anderster my moet versorg, dat ek nie meer in staat is om myself te versorg? Sal ek dalk 'n las word vir my kinders en my kleinkinders en vir ander mense? Dis die vraag wat ons in ons gedagtes opkom wanneer ons kyk na hierdie stylbeeld van vrees, van siekte en van dit wat voor lê. Kom al hierdie vrae in ons kop op en God sê in die versie wat ons gelees het, tot die grysheid sal hy ons dra. Ons het dit gelees. Hy sal ook vir jou en vir my dra. En hoe is 'n manier hoe God jou kan dra? Hy kan jou ook dra deur ander mense. En dit is ook hoekom jy ingeskakel moet wees tussen medegelowiges, sodat ons mekaar kan dra, mekaar kan ondersteun. Psalm 41 vers 4 staan daar: Die Here sal jou ook ondersteun op jou siekbed. Selfs al moet jy in ICU lê, sal hy jou ondersteun. Selfs wanneer jy nie kan praat vir jouself nie, sal hy mense stuur, sal hy hande stuur, want hy beloof, hy sal jou nooit alleen laat nie. Hy sal voete na jou toe stuur, as jy nie kan loop nie. Hy sal versorgers na jou toe stuur, as jy jouself nie kan versorg nie. Want hy beloof, hy dra ons. Die derde stylte. Kom ons kyk na die derde stylte. En hierdie is dalk meer relevant as wat ons besef. En dalk word hierdie stylte vir ons al hoe vinniger meer styl. Nie net relevant van jou ouderdom nie, maar in enige ouderdomsgroep. Is die stylte van finansiële onsekerheid. Dis vir baie mense is dit 'n geweldige opdraande pad nou. Finansiële onsekerheid. En as ons ouer word, word dit beslis nie maklik nie. Ons pensioen bly dieselfde. En dit is net soveel. En alles word duurder. En veral hoe ouer jy word en jy nie baie alternatiewe planne kan maak nie. En dat jy is nou afhanklik. Vir ons jong mense gebeur dit. Vir ouer mense is dit nog erger. Want jonges kan dalk nog 'n plan probeer maak en kan nog uitspring en iets gaan doen. Maar as jy ouer word, raak dit moeiliker. Nou wonder jy vir jouself, met hierdie stylte, het ek genoeg finansies vir my nodige medikasie wat ek moet gebruik? En my mening, en dit is my mening, dat daar bitter min mense is wat regtig kan aftree. Wat regtig genoeg voorsiening gemaak het vir hulle ou dag. Want as ons mos jonk is en die manne kom hier in die 40er jare en ons gaan deur 'n, hoe noem jy Engels dit, 'n midlife crisis. Nou het ons nog nooit 'n motorfiets gehad of 'n vliegtuig gehad nie. Nou koop ons vir ons 'n motorfiets want ons het mos nou 'n paar rand in die bank of ons koop 'n nuwe kar, 'n vinniger kar en 'n beter kar en 'n 4x4. En ons vergeet so 'n bietjie wat die ou mense vir ons wil sê wat saamstem met hierdie woord. Pas op vir die stylte van finansiële onsekerheid, veral as jy ouer word. Maar ons gaan nou nie, ek dink die meeste van ons het nie genoeg voorsiening gemaak nie, en nou wat nou? Wat nou? Nou moet ons aftree. En hier is die boodskap vir die stylte van onsekerheid. Onthou u die trek deur die woestyn? Het u geweet dat hierdie trek veronderstel was om net 11 dae te duur? En as jy wil weet waar kry ek dit, dis staan in Deuteronomium 1 vers 2. Dit sou net 11 dae geduur het. En wie weet hoe lank het dit geneem? 40 jaar. Dis 'n bietjie verskil.
11 dae, ek is seker ons kan in 11 dae as dit moet dit in 'n rugsak pak, soos wat ons hier sit. Maar hoe pak jy 40 jaar en nog onvoorsiens? Hulle het beplan om net 11 dae te trek. Ek praat oor die steilte van finansiële onsekerheid vir ons mense. Kom ons kyk wat het die Here in die geskiedenis al gedoen. 'n Trek wat net 11 dae moes vat. 40 jaar in die woestyn. En weet u hoeveel mense was daar in hierdie trek? Deur 'n woestyn. Ons praat nie van 'n tropiese eiland waar daar waterstroompies is en lekker kossies en voeltjie eiers en iets om te eet nie. 'n Woestyn. Nou vir u wat die Namibiese woestyn of die woestyn in Botswana ken, weet dis met moeite om vandag daar deur te ry met 'n kar en 'n ligreëling en nog 'n 2 liter water of 'n 5 liter water, is dit moeite. Plaas jou in hierdie skoene deur die woestyn en weet jy hoeveel was daar? Vir die manne wat bo 20 was, wat oorlog kon voer, met ander woorde, die sterk soldate. Daar was 603.550 manne bo 20 wat kon oorlog voer. Waar kry ek dit? Jy kan dit lees in Numeri 1 vers 46. Dit is die getal manne wat kan oorlog voer. Kom ons sê 603.000, alhoewel presies dan daar, 603.550 manne wat in die kommando was, wat kan oorlog voer. Nou, skrifgeleerdes verklaar dat dit moontlik in die omgewing van tussen 2,5 tot 3 miljoen mense kon gewees het wat in hierdie groep was wat getrek het. Dit is nie vir ons presies opgeteken hoeveel nie, maar dit was baie. Nou moet jy weet, wat lees ons in Nehemia 9 vers 21 en jy kan dit by die huis gaan lees. Ek weet nie van u wat weet nie, maar in hierdie 40 jaar het die Here hierdie volk onderhou ten spyte van hulle sonde, ten spyte van hulle afval. Het jy geweet dat hulle geen gebrek gehad het nie? En ons praat oor die steilte van finansiële onstabiliteit. En ons is bekommerd oor wat die dieselprys gaan doen. Kyk wat het die Here hier gedoen. Daar staan in Nehemia dat hulle klere wat hulle aangehad het nie verslyt nie, dit het nie verweer nie. As jy 'n studie maak, sal jy sien, hulle voete het nie eens geswel nie. Ek is seker as ons hier vanaf Kaap toe ry, is die helfte van ons voete seker geswel. Manne het in die oggend geval. Daar het water uit rots gekom, en nie waterdruppeltjies nie, strome van water. Stel jouself voor, 2,5 miljoen mense, en verskriklike temperature van 40 plus. Ek weet nie hoeveel water 'n mens moet drink nie, kom ons sê 2 liter 'n dag. Ons praat van 5 miljoen liter water in die woestyn. Kyk hoe sorg God vir die mense. En ons is bekommerd. Jesus self het vir sy disippels gesê, kyk na die mossies, wie sorg vir hulle? Kyk na die lelies, nie 'n Salomo hulle is so mooi beklee nie. God dra ons. God hou ons vas in sy hand. God sorg vir sy skepping. Jou pensioen dra jou nie, meneer. God dra jou. Kom ons stem vandag almal saam oor hierdie een groot ding. God sorg vir sy skepping. En as jy nie saam met my stem nie, kom asseblief, laat ons daaroor gesels. God sorg vir sy skepping. Hy hou die heelal in sy hand. En het jy geweet, ek en jy is ook 'n skepsel van God? Het jy geweet, ek en jy behoort ook nie aan onsself nie? Nie soos die moderne, liberale
teoloë en denkwyse leer dat jy aan jouself behoort nie, dan is dit nie volgens die voorskrifte van die Bybel nie. Ons behoort aan hom. En daarom is ons sy skepsel. En daarom beloof hy sal vir ons sorg. Ons behoort aan God. Psalm 100 vers 3 sê dit so mooi. Herken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is syne. Sy volk en sy skape van sy weiding. Sjoe, as ons net hierdie kan besef, is daar soveel van ons rug af. Hy noem ons sy eiendom, sy skepping, en daarom moes nie te vrees oor die dag van môre nie. En ek sê vanoggend vir jou, broer en suster, moenie vrees nie, glo net, God sorg vir sy skepping. Dink aan Elia by die spruitkrit. Die Here het vir hom gesorg, daar's water. Die kraaie bring 2 keer op 'n dag vir hom brood en vleis. En wat gebeur toe die spruit opdroog? Toe stuur hy Elia na die weduwee van Sarfat toe. En die almal ken die verhaal dat die weduwee van Sarfat sy erdekruik nie uitgedroog en klaar geword het nie. Die meel het nie klaar geword nie, want God sorg vir ons en ons is bekommerd oor wat die dieselprys gaan doen. En dit laat my by 'n belangrike vraag vandag. Vertrou ons God nog vir ons basiese behoeftes? Of vertrou ons iets of iemand anderster? Die waarheid is, ons God sorg, ons God voorsien en God dra sy kinders. Dis wat die gedeelte vir ons wil sê. Kom ons kyk na die vierde van die 5de stilte. En hoor my asseblief, net 'n paar minute, hierdie is belangrik, net 'n paar minute. Die 4de stilte. En ek dink van die ouer mense, as jou kinders 18 is en ouer, wil ek amper vir jou waarborg, dat hierdie stilte vir jou is, of binnekort gaan wees. Die stilte van die bekommernis van jou kinders. Nou hier lê die trane van baie ouer mense. Kinders wat afdwaal, kleinkinders wat afdwaal, en wat nie meer die Here dien nie. 'n Mediese dokter het eens keer gesê, die grootste stryd wat ou mense het, wat in die spreekkamer inkom, is nie noodwendig hulle eie gesondheid nie. Dis die bekommernis oor hulle kinders. Hy vertel dat in die meeste gevalle is die plooie daar op die ouer mense se voorkoppe as gevolg van die kinders. In die meeste gevalle is die trane daar in die ou mense se gesigte en se oë as gevolg van hulle kinders. Ouers wat diep bekommerd is oor hulle kinders. Kinders wat groot gemaak is volgens die voorskrifte in die woord. Kinders wat geleer het van God. En in plaas om God nou te dien hulle nou die wêreld, pret en plesier. Hulle kies om nie meer God te dien nie. En vir baie ouers bly hierdie een van die swaarste laste wat in hulle harte is. Die stilte van bekommernis van kinders. En as jou kinders nou op skool is, spoedig sal jy ook agterkom, daar kom 'n ouderdom wat jy nie meer 'n pak slaag kan gee nie, wat jy net vir hulle kan bid. En in baie mense is die pyn en bekommernis oor die kind en hulle kinders hulle grootste stilte wat hulle het. Dan raak jou eie probleme sommer klein,
want jy is meer bekommerd oor jou kinders. Maar hoor hierdie belofte in die woord vandag vir jou, as hierdie vandag vir jou van toepassing is. Handelinge 16 vers 31, en dit is natuurlik waar Paulus en Silas gesing het, en jy weet, die goed het afgeval, en die tronkbewaarder het weggehardloop, en Paulus het vir hom gesê, moenie weghardloop nie, wag, ek wil jou gou iets vertel. Ek wil jou gou vertel, hoe moet jy dit kry? Wat het Paulus vir hom gesê? Glo in Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dit beteken dat jou huisgesin ook gered kan word. As dit hulle Jesus natuurlik, daar is ook hoop en daar bly hoop. Solank iemand lewe, is daar hoop en solank die reddende genade van Jesus is daar, dan is daar hoop. Die Here kan ook vandag, broer en suster, jou kind red wat nie gered is nie. En as hy gered is, kan ons net jubel en juig. Dan kan ons sê, ons het iets bereik in hierdie lewe. Ons was 'n aanskouer van God se werke. Wanneer jou kinders uit die huis het gaan en hulle ken God, het ons iets bereik. En dit bring 'n vreugde in jou hart wat jy nie kan oorvertel of 'n randwaarde kan opkoppel nie. Al kry jy hoe swaar, as jou kinders die weg van die Here volg, is dit hier binne so spesiaal, ons kan so rustig word. Al het jy hongerpyne, dit maak eintlik nie saak nie, want ons loof en ons prys die Here. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Al wat jy kan doen vir jou kind, as jou kind nie in die voetspore volg, wat die Here vir hom bestem, vir haar bestem het nie. En die kind is groot, ek praat nie van 'n kind vir wie jy pak slaag kan gee nie. Jy weet, ek praat van groot mense wat nog steeds jou kind is. Wat moet jy doen? Ek dink ons moet minder prekerig word vir hulle. Ons moet meer die voorbeeld stel. Ons moet dalk minder met hulle praat oor God en meer met God praat oor hulle. Want is al wat ons vir hulle kan doen. Ons kan bid. Ons kan bid en ons kan vertrou. En dan kom by die laaste stilte. En hierdie stilte is 'n werklikheid vir elkeen van ons wat hier sit. Of jy my nou wil glo of nie, dit sal niks aan die werklikheid saak maak nie. Is die stilte vir die dood wat vir jou en vir my voorlê. Iemand het een keer gesê, en ek haal die persoon aan, dis nie my eie woorde nie, ek weet nie wie het dit gesê nie, iemand het dit gesê, ek het dit ernstig gehoor het gesê, vandat die dood in die wêreld gekom het, is niemand meer seker oor hulle lewe nie. Vandat die dood in die lewe gekom het, in die wêreld gekom het, is niemand meer seker oor hulle lewe nie. Ja, elkeen van ons gaan sterwe. Dalk vroeër of laat, dalk in hierdie week ons begrafnis is dalk myne of joune. En ons almal sien die stilte van die dood wat vir ons almal nader kom. En soos ons ouer word. Gun my net 'n paar minute. In die koöperatiewe wêreld. Nou weet ek nie of dit net ek was of u ook nie. As jy 'n lys skryf van personeellede, kom ons sê maar so 20 of 30 personeellede. Toe ek begin werk het, was dit vir my verskriklik interessant. Sonder om nou iets te rangskik volgens die geboortedatum, plaas jy jouself so min of meer op 'n ouderdomsvlak. Toe ek jong was, almal ou manne en ou vrouens wat hier werk, is eintlik nog bo in die lys. Bitter vinnig. As jy nou hierdie prentjie sien, ek weet nie of almal dit doen nie, maar vir my was dit nog al die jare so. Binne 'n paar jaar kom jy agter, maar ek is nou hier in die middel van die lys. Kyk hoeveel mense is nou jonger as ek, en kyk hoe minder is ouer as ek nou. En voor jy kan sien, is jy onder op die lys. As jy dit nou sou, hoe sê die slim mense met computers kan sort per geboortedatum. Jy beweeg vinnig aan met jou ouderdom. Jy was net nou die dag die jongste in die maatskappy en nou staan jy op aftree. En ons uitdaging, as ek sê oor die stilte van die dood, en ek praat nou met die kinders van die Here, ek praat nie nou van mense wat ongered is nie.
is baie beslis nie dood self nie, maar die manier hoe ons gaan doodgaan. Bring vir ons tog, as ons moet eerlik wees, almal vir ons vra na vore. En as ek 1 Korintiërs 15 vers 55 lees, wat sê, dood, waar is jou angel? Die angel is uitgehaal van die dood. En as ek aan 'n angel dink, dan dink ek aan 'n bytjie. Nou as dit moontlik sou wees, ek dink ook wat met baie werk sal vir ons sê, as dit moontlik sou kon wees om 'n angel uit te haal, en daai bytjie loop op jou, dan kan hy jou niks doen nie. Net so is die dood se angel is uitgehaal, hy kan jou niks doen nie. Hebreërs 2 vers 15 sê, hy het gekom, hy met 'n hoofletter H, hy het gekom om te bevry vir die vrees vir die dood. So sê Spreuke 14 vers 22, Spreuke 14 vers 32. Die regverdige vind 'n toevlug by sy dood. Selfs by die doodsjordaan, en jou dooddag moet aankom, en jy die doodsjordaan moet oorsteek. En jy is 'n kind van God. 'n bloedgewaste, geredde kind van God. Dan is Jesus daar, as jy jou laaste asem moet uitblaas. En al wat ek kan sê as ek hieraan dink, saam met almal wat se saak reg is, wat hier gekoop is en wat gekoop is en wat se saak reg is, kan ons saam met Paulus sê. Paulus sê vir ons in Filippe 1 vers 21, sê hy vir ons, sê Paulus vir ons, sê hy, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Sjoe, wat 'n belegging. Dit lees jy in Filippense 1 vers 21. Hier sê Paulus, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En ek wil vir jou sê, wat 'n belegging. Wat 'n belegging is dit nie? Dis die beste belegging wat jy op enige aandelebeurs kan in belê, is om in Christus te wees. Ek wil vir jou sê, as jou saak reg is, nou praat ek nie net met die ouer mense nie, ek praat met almal van ons vandag hier. Dis groener aan die ander kant, met jou saak reg is, natuurlik. En die vrees wat ons nog steeds in ons harte het, alhoewel vrees nie die regte woord is nie, maar jy weet wat ek sê, al is jy kind van die Here, het jy in 'n mate hierdie bekommernis oor die hoe ek sal sterf eendag. Sal ek in pyn en lyding moet gaan? Sal ek 'n skielike dood sterf in 'n ongeluk dalk sonder pyn? Hoe sal dit wees? Nie een van ons weet nie. Maar die woord sê, selfs in daardie oomblik, hoe jy ook al gaan, selfs in daai oomblik, gaan God jou dra. Jy hoef hom nie te dra nie, hy gaan jou dra. Spreuke 14 vers 32 sê, in sy ongeluk word die goddelose omgestoot, maar die regverdige vind 'n toevlug by sy dood. Spreuke sê, vir die regverdige is daar vir ons 'n toevlug in die dood. En wat van die bekende Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my, U dra my, al moet ek ook daardeur gaan. Jesaja weer eens, Jesaja 43 vers 2 staan daar. As jy deur water gaan, is ek by jou. As jy deur riviere moet gaan, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal hulle jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. En as jy deur die doodsjordaan moet gaan, deur daai rivier wat voor lê vir elkeen van die vir ons, in daai oomblik is hy ook daar om jou te dra. Hy is vir ons 'n toevlug.
Ons hoef nie te vrees nie. So waarom is hierdie beloftes in die woord vir ons so vas en so belangrik? 2 Petrus 1 vers 4 staan dat sy beloftes is kosbaar. Hoekom is sy beloftes kosbaar? God lieg nooit nie. Daarom is sy beloftes kosbaar. God verander nooit nie. Daarom is sy beloftes vir ons kosbaar. En wat hy beloof, doen hy. Daarom is sy beloftes vir ons kosbaar. Bel en Nebo het geval, maar God val nie. Hoor weer wat sê Jesaja 46, hy sê, tot die grysheid, tot die ouderdom, sal hy jou en vir my dra. Hy sal dit doen, hy sal ons optel, hy sal ons dra, hy sal ons red. Hy het jou gedra toe jy 'n baba was, en net gepoog het om te oorleef toe jy gebore was, en net deur genade geleef het. Hy dra jou vandag, hier waar jy nou sit. Hy sal jou dra, as jy kom in die grysse jare, sal hy jou dra. Hy sal jou dra as jy jou laaste asem uitblaas, met jy in Christus is. En hy sal jou dra tot in ewigheid in. Moenie vrees nie. Glo net, hy dra. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vandag na U toe, Here. Ons is afhanklik dat U ons dra. Ons vra, Here, dat U ons sal bly dra. U woord sê dat ons U kan herinner aan U beloftes, Here. Nie omdat U nodig het om geherinner te word, Here, maar dat ons nodig het om herinner te word elke sekonde daarvan. Dankie dat U ons dra, Here. Dankie vir dit wat opgeteken is. En Here, as die stiltes van die lewe kom, wat se stilte daar ook al mag wees in elkeen van ons se lewe. Ons is nie alleen nie, want U beloof, U sal ons dra. Dankie, Here, vir U genade. Anders was nie een van ons hier vandag, en nie een van ons sou gedra geword het, as dit nie vir U genade was. Dankie vir U kruisdood. Dankie dat U is wie U is. En dankie, Here, dat U ons soms so 'n bietjie vashou, terwyl U ons dra. Amen. Ons gaan nou 'n lied, jy kan dit sing, jy kan staan, net soos die Gees werk. En ek wil net sê, voor hierdie lied speel, hierdie is die lied wat die Here aan my geopenbaar het, nadat die boodskap ontvang is van Hom. En dit sluit so mooi aan. As die lied te hard of te sag is, sê vir die mense agter. Maar ek wil jou vra, werk, laat die Gees werk. Jy kan staan, jy kan sit, jy kan kniel, en na die lied sal ons afsluit. Dankie julle. Jy kan staan vir die wat wil, sit net soos die kiefetjies. Who has measured all the water in the hollow of His hand? To the breadth of His palm, made the heavens to expand. Who weighs mountains in a balance and counts the dust of earth? Who can be His counsel, or know the measure of His worth? Who stretches out the heavens like a dwelling tent unfurled? Who sits enthroned in glory above the circle of the world? All creation affords no equal to the Lord of hosts on high. He
Rings great rulers down to nothing in just a blink of an eye. When I'm faint, weak and weary, and my will to live is gone, I will wait upon my Lord to give me strength to carry on. I will mount on wings like eagles to soar way above the sky. My God, my Savior, my Creator, give me eagles wings to fly. Come, let us kneel down and praise Him. Let us worship Him as the Lord. Let us lift His name on high and sing His praise in one accord. Why would I still try to fathom the measure of His love? For me it is enough to know He will return from heaven above. So come worship The and Tori in dance for your Israel. Kom ons staan en sluit ons af. Vader, wat kan ons sê, Here? Ons is verstom. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U ons dra. Dankie dat U saam met ons is op die stiltes. Gaan saam met elkeen van ons, Here. Hou ons nader aan U vas. Keer ons, Here, dat ons nie afdwaal nie. En leer ons om meer by U voete te sit. Beskerm ons teen enige aanvalle. Beskerm ons teen misleiding. Totdat ons by U is. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie, julle.